Geliefdes, ons is steeds besig met ons preekreeks, Hemelse Dialoog, en daarvoor gaan ons weer lees in Matteus. Teen die einde van die reeks behoort elkeen van ons die Onse Vader uit ons kop uit te ken, want ons lees dit weekliks. En ons kyk vandag weer na die Onse Vader. Ons fokus val vandag in Matteus 6 vers 9 tot 13 op vers 11. Daarna wil ek julle som aanmoedig, as julle psalmboeke by julle het, om dit ook uit te haal, want ons gaan daar ook saam uitlees uit Sondag 50. Sondag 50, vraag en antwoord 125. En tussenin gaan ons ook nog uit Psalms uitlees, want ons hou van lees, en ons hou van saam lees, want dit is die woord van God wat ons dan lees. So ons begin deur saam Matteus te lees, vers 6, of vers 9 tot vers 13, vers 11 ons fokusvers. So moet julle dan bid. Kies geliefdes, ek val myself in die rede, maar ek wil julle attent maak daarop dat ons lees die 2020 vertaling vandag, in al twee tekste wat ons saam lees, hoofsaaklik omdat dit die Psalm vir ons beter wys en beter uitlig wanneer ons die 2020 vertaling lees in vergelyking met die 83 vertaling. So, kom ons lees saam wat die Here vir ons sê. So moet julle dan bid, ons Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Laat die koninkryk kom, laat u wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood, en vergeef ons ons skulde, soos ons hulle vergewe, wat teenoor ons skuldig staan. En bring ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid, tot in alle ewigheid. Amen. Ons fokusvers, vers 11, gee ons vandag ons daaglikse brood. Ons blaai dan nou na Psalm 37 toe, vers 1 tot 11 en vers 20 tot vers 26. Julle sal sien, Psalm 37 is 'n redelike lywige psalm, en daarom lees ons net die perikope wat rondom ons fokusvers val. Soos dat ek die 2020 vertaling vir ons lees, sal julle sien, daarso word telkens 'n woord gegee wat die Hebreëse alfabet verduidelik. So woorde soos Alef, Bet, Gimel, Dalet ensovoorts. So ons sal in die prediking ook daarna verwys. So as ek 'n woord soos dit sê, is nie snaakse woorde wat ek net self uitdink nie. Ons praat nie in ander tale nie. Dit is wat die skrif vir ons sê, in die oorspronklike teks en dan ook nou in die 2020. Psalm 37 vers 1 tot 11, 20 tot 26. 'n Psalm van Dawid. Alef. Moet jou nie ontstel oor die kwaaddoeners nie. Moenie afgunstig wees op hulle wat kwaadwillig optree nie. Want soos gras verdor hulle vinnig, en soos groenplante verwelk hulle. Bet. Vertrou op die Here en doen die goeie, bewoon die land en bewaak oor betroubaarhede. Vind jou vreugde in die Here, dan sal hy jou gee wat jou hart begeer. Gimel. Vertrou jou lewenspad aan die Here toe. Vertrou op hom en hy sal optree. Hy sal jou geregtigheid soos die oggendlig laat skyn en jou reg soos die middagson. Dalet. Wees stil voor die Here en krimp ineen van vrees voor hom. Moet jou nie ontstel oor iemand wat sukses behaal op sy lewenspad nie. Oor 'n mens wat komplotte smee nie. Moenie kwaad word nie en laat vaar die woede. Moet jou nie ontstel nie en dit bring net kwaad. Want kwaaddoeners sal vernietig word, maar wie op die Here wag, hulle sal die land besit. Waf. Nog net 'n rukkie, dan sal daar geen goddeloses meer wees nie. Jy sal sy plek dophou, maar hy sal nie daar wees nie. Die verdruktes sal die land besit en hulle verlustig in die oorvloed vrede. Ons lees dan ook vanaf vers 20 verder. Maar goddeloses gaan tot niet. Die vyand van die Here, soos kosbare weiveld verdwyn hulle, in 'n rookwolk verdwyn hulle. Lamet. 'n goddelose leen en betaal nie terug nie, maar 'n regverdige is goedhartig en mededeelsaam. Ja, wie deur hom geseën is, sal die land besit, maar wie deur hom vervloek is, sal uitgeroei word. Mem. Danksy die Here stap 'n jong man met ferm tree, en die Here is tevrede met sy lewenspad. As hy val, sal hy nie een neerslaan nie, want die Here hou hom aan sy hand. Nun,
Toe ek jonk was en self, nou dat ek oud geword het, het ek nie gesien dat die regverdige versaak word, of dat sy nageslag kos soek nie. Hy is altyd goedhartig en leen graag uit. Sy nageslag is 'n seën vir ander. Ons lees net tot daar. Ons fokusverse in Psalm 37 is vers 4 en vers 25. Vind jou vreugde in die Here, dan sal hy jou gee wat jou hart begeer. Vers 25. Toe ek jonk was en self, nou dat ek oud geword het, het ek nie gesien dat die regverdige versaak word, of dat sy nageslag kos soek nie. Saam met dit lees ons dan ook uit die Heidelbergse Katekismus, Sondag 50, vraag en antwoord 125. Wat is die 4de bede? Gee ons vandag ons daaglikse brood. Dit is, versorg ons met alles wat vir die liggaam nodig is, sodat ons daardeur erken dat U die enige bron is van alles wat goed is, en dat al ons sorge en arbeid, en ook U gawes, sonder U seën, ons nie kan baat nie. Gee daarom dat ons vertroue van alles skepsele aftrek en op U alleen stel. Geliefdes, ons is steeds besig met die preekreeks, soos ek sê het, van hemelse dialoog, 'n gesprek uit die Onse Vader. Ons tema vandag, in die dag van hongersnood, versadig God sy volk met brood. Vind daarom jou vreugde in die Here. Gee ons vandag ons daaglikse brood. Wat verwag ek en jy wanneer ons hierdie stelling bid, of hierdie frase, as dit by ons opkom? Wanneer ons hierdie versoek rig in gebed tot God, wat kom by ons op? Wat is die gedagte wat by jou opkom, wanneer jy sê, gee my vandag my daaglikse brood? Wat is die prentjie? Kom ons wees kreatief. Is dit 'n broodjie met botterkaas en daar gat ons? Of is dit 'n broodjie met kaas, ham en tomatie, lekker botter by? Of is dit 'n lekker dik sny herders brood, vars gebak, tuis gebak, met so lekker dik smeerbotter op? Daai wat amper seker is, hulle gee vir ons cholesterol. Wat dink ons wanneer ons dink aan gee ons daaglikse brood? Dalk 'n droë stukkie brood sonder enige botter op? Wat kom by ons op wanneer ons die bede bid? Miskien is van ons 'n verwagting dat dit 'n 3-gang maaltyd moet wees. Tafel is gedek, al die blinde silwer, al die silwer is blink polituur. Die tafels, die plekmaatjies, naampaadjies is daar gesit. 3-gang maaltyd en pudding is so lekker en na die tyd is daar nog koffie daarby. Is dit waaraan ons dink wanneer ons sê, gee my vandag my daaglikse brood? Na die ete, wanneer ons dit nog in ons gedagtes het, dan kan ons agteroor gaan sit en sê, ek is so versadig, ek kan nie eens beweeg nie. Is dit voorsiening in ons behoeftes, of is dit voorsiening in ons begeertes? As ons na die materiële kyk in ons lewe, dit wat ons besit, die geld, die besittings, het ons al ooit gedink, maar ek verdien meer. Dit wat ek het, is nie wat ek verdien nie, ek verdien meer. Ek moet eintlik meer hê. Meer besittings, meer geld, meer alles. Hoekom kry ek dit? Ek verdien dit, toch? Kyk al my harde werk. Kry nie eens dankie, maar ek verdien meer. Het ons al so daarin gedink? Die realiteit is dat ons ongelukkig in 'n kapitalistiese wêreld lewe, materialistiese wêreld lewe, waar elke keer almal iets beters wil hê. Die nuutste van iets. Nog meer, nog beter. Die mooiste kar. Beter as die vorige een. Nog meer en nog meer en nog beter. Maar ons is nie tevrede net ons ou trapfietsie wat ons winkel toe kan vat om ons daaglikse brood te kry nie. In hierdie wêreld sien ons, daar is die hele tyd handelsmerke wat verbyflits op TV, maar nooit net 'n advertensie vir een enkele snytjie droë brood nie. Want dit is eintlik 'n bietjie verregaande om so te dink daar. Hoe gaan hulle dan geld maak? 'n snytjie brood is wat ons dan behoort te dink wanneer ons vra, gee ons vandag ons daaglikse brood. Ons praat nie van luksede daarby nie.
Nie lekker tuisgemaakte konfyt van die dames in die gemeente nie. Niks botter daarop nie. Niks kaas en al nie, net 'n droë stukkie brood. Wat beteken daaglikse brood dan vir ons? Want dit is beslis nie die groot feesmaaltyd nie. Want Christus ook sê, gee my daaglikse brood, en wanneer ons leer, gee ons daaglikse brood, is dit nie 'n gebed noodwendig net vir kos nie. Dis nie net gee vir my 'n stukkie om te eet nie. Ja, dit word ingesluit, maar dit is 'n gedeel van 'n geheel. Dit is 'n klein deeltjie wat 'n groter deel insluit. Nou die woord wat hy hier gebruik van gee ons daaglikse brood is 'n woord wat baie uniek is. En die eintlike vertaling behoort te wees, gee ons wat ons nodig het. En ons almal weet wat brood en ons het kos nodig om te lewe en aan te gaan, krag te hê. En daarom word die meerderheid vertalings, en dis ook goed en reg so, met brood vertaal. Maar hy sê, gee my wat ek nodig het vandag. Nie gee vir my in oorvloed, sodat my spense oorloop nie, maar gee my wat ek nou nodig het vandag. Baie van ons ken die reformatore, Calvin, Johannes Calvin, Martin Luther, die lys gaan aan. Maar Luther het eendag gesê, brood is 'n simboliese term, wat alles insluit wat nodig is vir die onderhoud in hierdie lewe. So daarom word die woord brood gebruik in die vertaling, terwyl ons moet bid vir dit wat ons nodig het. Al is dit net 'n klein stukkie droë brood. Dit sluit kos, klere, huisvesting, goeie gesondheid, geestelike groei in. Dit sluit ook dinge in waarna ons nie elke dag dink nie. Dit byvoorbeeld die gemeenskap van gelowiges, die ouderlinge, predikant, die diakens, maar ook die regering. Dit sluit al dit in. Alles, dit omvat alles sodat ons nou hier kan leef. In Psalm 37 vers 25 herinner hy ons daaroor, ek was jonk en het oud geword, maar ek het nooit gesien die regverdige versaak is, of dat sy kinders brood soek nie, of kos soek nie. Dit wys vir ons hoe God voorsien in die basiese behoeftes, die kleinste. Dit hoef nie hierdie groot spontane donder weer en haal wat neerdaal in die hemel uit te wees nie, maar voorsien ook so 'n klein stukkie brood. En daarom moet ons in hierdie lewe vertrou op God se voorsiening. Voor ons na die inhoud kyk van die verklaring van die teks, is dit belangrik om ook te noem die konteks, maar ook die uitleg van dit wat ons gesien het in Psalm 37. Vroeger het ek genoem van die Hebreëse alfabet. So die Hebreëse alfabet is gebruik by elke tweede vers, sodat dit hulle kan onthou. Sodat ons vir ons kinders ook die Psalm op so 'n manier kan leer, dat hulle die alfabet kan gebruik om dit te onthou. Dit is hoe dit ook in die ou nabye Ooste se konteks was. Sodat ons vir 'n kind sal leer, wanneer ons 'n spesifiek ding aan kos, A is vir aartappel, B is vir bobotie. So sien ons dat die woorde wat in die Psalm gebruik word, die kinders ook leer hoe om die Psalm op te bring, te noem. By hulle self op te noem oor en oor. Verder, wanneer hy hierdie woorde gebruik in hierdie akrostiese Psalm, sê hy ook daarmee, dat van A tot Z voorsien die Here uit alles. Ek gebruik nou A tot Z, want dis die alfabet wat ek en jy ken. Van A tot Z. Die volheid daarvan. God voorsien in dit alles. Elke deel. Nu, ek goede dan nie deur die skrif wat ons hoor, wanneer Christus sê, ek is die Alpha en die Omega nie. Want Alpha is die eerste letter van die Griekse alfabet, en Omega die laaste. Ek is die begin en die einde en alles tussenin. Dieselfde met hierdie Psalm. God voorsien van die begin af tot aan die einde en alles intussenin. Dit lyk net vir ons, van ons anderster as vir ander. Want vir 'n party van ons kan ons dit bekostig om 'n snytjie ham en kaas op 'n broodjie te sit. Terwyl dit vir iemand anders net noodsaaklik is om net botter op te sit.
maar God bly steeds voorsien. Ons eerste fokusvers wat ons sê in vers 4, vind jou vreugde in die Here en hy sal jou gee wat jou hart begeer. Hierin sien ons 'n diep waarheid, maar twee dinge gebeur met hierdie vers. Eerstens sien ons die wil van God, maar tweedens sien ons ook dat alle voorspoedsteologie wat sê, dat vind jou vreugde in die Here en hy gee vir jou wat jou hart begeer, word dadelik in die kiem gesmoor. Dit is nie 'n vers om te sê, my begeerte is om 'n nuwe bakkie te ry. Moenie worry, vind jou vrede by die Here en hy sê gee wat jou hart begeer. Dit is nie wat hierdie vers bedoel nie. Hierdie vers bedoel dat ons in afhanklikheid tot God moet nader en ons begeertes moet in lyn wees met sy wil volgens ons behoeftes. Nie ons begeertes nie. Ons behoeftes. Maak nie saak hoe klink nie. Ons begin begeer wat hy wil hê ons moet begeer, wanneer ons ook in sy wil lewe. Ons het laasweek hele preek daaroor gehad, sy wil. Ons begeertes verander in dit wat hy wil hê vir ons lewe, wanneer ons in hom lewe, in verhouding met hom is, tot hom nader. Dit beteken nie ons sal altyd fisies in oorvloed hê nie, want soos wat baie keer mense spot en sê, maar is daai tyd van die maand, waar ons net daai soutdappies het in die huis, daar wat ons eet. Ons weet dit gaan nie altyd in oorvloed wees nie, maar dit is altyd in oorvloed by die Here. Want dit sluit nie net ons fisiese behoeftes in nie, maar dit sluit ook ons geestelike behoeftes en ons geestelike groei in. Ons het ook die pragtige voorbeeld in die Ou Testament, wat ons kan aan dink, hoe die Here voorsien het vir sy volk. Die volk het gekla en sê, ons kort water, ons kort kos, help ons. Baie mismoedig het hulle, was hulle ondankbaar en het gekla. Kom ons gaan terug na die vleispotte van Egipte toe. Maar nou het die Here vir hulle voorsien, en hy het vir hulle manna gegee en kwartels gegee. En hy het gesê, neem net genoeg vir jou dag. Neem net genoeg vir vandag. Daardeur wil die Here ook vir hulle wys om afhanklikheid op hom te hê alleen. Maar wat gebeur toe? Ons maak bymekaar. Ons maak soveel so, want ons is bang, God gaan nie môre voorsien nie. En dit het afgegaan, dit het gevrot. Dit was oneetbaar. Hoekom? Want hulle was gretig en ywerig om self te voorsien vir môre en nie te luister na die wil van God wat sê, maar ek sal vir jou voorsien. Wees afhanklik van my. Ek is jou God. Ek sal voorsien. Dis is daar 'n verskil tussen 'n daaglikse brood en 'n 3-gang maaltyd. Ons leef in 'n wêreld wat dikwels vir ons wil sê, maar dit is goed om in oorvloed te lewe. En dit is tog die teendeel wat ons bid. Daar is 'n verskil tussen 'n eenvoudige maaltyd en 'n 3-gang ete, want wanneer ons bid vir 'n stukkie brood, vra ons nie om my begeertes te vul nie, maar my behoeftes. Daar's 'n wanindruk. En wanneer ons bid en ons vra vir brood, maar ons is ontevrede met die droë stukkie brood wat ons kry en ons verwag lieksede, dan getuig dit van 'n tekort in my verhouding met die Here. 'n Wanbegrip van my afhanklikheid tot God. Want God gee nie net alles net so dadelik vir ons nie, want dan was ons almal ryk. Maar God gee wat ons nodig het op 'n bepaalde tyd. Paulus praat ook daarvan in 1 Timoteus 6 vers 6 tot 8, maar godsaligheid saam met die tevredenheid is groot wins, want ons het niks in hierdie wêreld ingebring nie, en dit is duidelik dat ons ook niks daaruit kan wegneem nie. Maar as ons voedsel en klere het, sal ons daarmee tevrede wees. Gee ons vandag ons daaglikse brood. Al is dit net 'n eenvoudige stukkie brood. Alhoewel ons tevrede moet wees met wat ons ontvang, kan ons seker wees dat dit alles insluit en nog meer as net 'n stukkie brood. Jesus sê in Johannes 6 vers 35, ek is die brood van die lewe, wie na my toe kom, sal nooit honger kry nie. Ons weet natuurlik, dit gaan nie net, ons moet nie net na Christus toe gaan vir fisiese brood nie, maar die geestelike. Kom na my toe.
Oor en oor het Christus dit gesê. Ek is die goeie herder. Ek lei my skape. Dra my juk is lag, 'n lig. Nou sê hy ook, ek is die brood van die lewe. Kom na hom toe. Hierdie gebed vir 'n daaglikse brood dui ons afhanklikheid uiteindelik uit op Christus en God. Ons het hom nodig. Nie net in ons fisiese behoeftes, maar ook geestelik. Want as ons Christus nie nodig gehad het nie, wat is die punt dan van sy koms en sy kruisiging gewees? Ons kan ons dan ons eie redding bewerk. En ons weet ons kan. Want ons is swak, sondige mense, wat 'n redder nodig het, wat ons daaglikse brood nodig het. En so kom Christus in hierdie wêreld in, en hy is die lewende brood. En ons kan eet by hom, en versadig word, geestelik, gevoed word en groei. Want uiteindelik wat gebeur wanneer ons tot God nader deur Christus, wanneer ons hom sien as die enigste manier, as die brood van die lewe, dan beloof dit ook vir ons dat ons die ewige brood sal ontvang in die ewige lewe. Waar ons gevul kan wees in die vertroue en die verwagting om ook by God te wees in die ewigheid. Vers 39, Psalm 37 vers 39 staan daar, maar die redding van die regverdiges is van die Here, hy is hulle vesting in 'n tyd van benoudheid. So daar waar ons in benoudheid is en nie weet, wat gaan ek vir my kinders inpak vir skool die laaste 5 dae van die maand nie, selfs daar kan ek tot die Here nader. Daar waar ek in nood is in my geloof en nie weet waar is God in dit alles nie, kan ek tot God nader deur Christus en hy sal ons ook ons brood gee. Daar waar ek in groot geloofsworstelstryd is, maar is daar regtig 'n God? Kan ons steeds tot God nader en vra, Here, lei ons op die regte pad om daadwerklik u wil te sien, u leer ken en weer vas te kan staan op ons geloof. Daarom sal die Here altyd voorsien. Soos die psalmdigter vir ons sê in vers 25, ek was jonk en ek het uitgeword, maar nooit het ek 'n regverdige verlate gesien of dat sy nageslag brood soek nie. Dit getuig van die afhanklikheid wat ons in God het. God voorsien vir ons, vir my en vir jou, ook vir ons nageslagte. Ons het dit vroeër gehoor toe ons die wet gelees het. Bewys my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my lief het, my gebooie gehoorsaam. Die Here sal ons nie verlaat nie. Hy sal ons nie alleen laat nie. Hy voorsien ook vir ons uiteindelik in hierdie wêreld waar ons moet teenstaan teen allerlei vorms van ons moet meer hê en ons moet meer kry en al die invloede van die wêreld, gee vir ons die brood om ons geestelik te laat groei in die vorm van die Heilige Gees. Die Heilige Gees wat ons daadwerklik laat onderskeid tref tussen wat 'n behoefte is en wat 'n begeerte is. Die Heilige Gees wat ons lei om daadwerklik te besef waar die prioriteit is in nood. Die Heilige Gees wat ons ook lei om te besef, nou is ek nie op 'n geestelike goeie plek nie en daarom het ek nodig om met medegelowiges te praat, daarom het ek nodig om die woord van God dieper te besoek en ondersoek. Die Heilige Gees herinner ons verder ook om dankbaar te wees vir dit wat ons ontvang. Al is dit net 'n klein stukkie droë brood, 'n bietjie water. Nie 'n 3-gang maaltyd nie. Die Heilige Gees lei ons om dit ook te aanvaar in dankbaarheid. En as dit nodig is, moet ons ook letterlik ons seëninge begin tel. En as dit nodig is, skryf meer, sodat ons daadwerklik kan sien hoe die Here in oorvloed vir ons gee. Want as ons 'n dak oor ons kop het, is ons klaar baie meer bevoorreg as die helfte van die mensdom. Die wat swaar kry en ly. En sien so voorsien God ook in ons daaglikse nood. Geliefdes, die Heilige Gees
Laat ons ook die bekommernisse van die lewe eenkant toe skuif, in die sin van, dat ons kan prioritiseer om die Here te loof en in afhanklikheid van hom te lewe. Jesus sê in Matteus 6 vers 34, moenie julle bekommer oor môre nie, want môre sal hom oor sy eie dinge bekommer. Elke dag het sy eie kwaad. Christus sê hier ook vir ons, dat ons moet nou besorg wees oor wat nou plaasvind in ons lewe en ons geestelike groei, in die afhanklikheid van God. Ons moet nie nou al die manne bymekaar maak, want God gaan nie môre voorsien nie. God gaan. Dit is amper 'n belofte wat ons mekaar kan herinner aan altyd. Die Here voorsien, altyd. Lewe daarom in die daaglikse vertroue tot God, ons Vader. Bid en vra dat hy ons daaglikse brood sal gee. Daarom laat ons, soos wat ons in vers 4 lees, ons vreugde in die Here vind, want hy sal vir ons gee wat ons harte begeer, wat in lyn is met sy wil. Dit sal ons dan uiteindelik lei tot 'n absolute besef en bevestiging dat ons hom kan vertrou vir ons lewenspaaie. Ons kan op hom alleen vertrou, soos ons ook sien in vers 5. Sodat ons kan getuig saam met die psalmdigter en medegelowiges, dat toe ek jong was en selfs nou dat ek oud geword het, het ek gesien dat die regverdiges nooit versaak word nie. Sy nageslag soek nooit kos nie. Laat ons elke dag nader tot God, tot hom bid en vra vir ons daaglikse brood en weet, dit gaan nie net oor die fisiese en die materiële nie. Mag ons altyd onthou, ons het nie 'n 3-gang maaltyd nodig nie. Ons het nie koffie nog daarby ook nodig nie. Maar ons het net genoeg nodig. Al is dit 'n droë snytjie brood om God te kan eer daarvoor. Amen.